susters, en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Die van die wat ek nog nie vandag by die hand gegroet het nie, wonderlik om vandag saam met u hier in die huis van die Here te wees. En dan ook op hierdie gesamentlike erediens waar ons twee gemeentes saam in diens hou, is dit vir ons 'n groot voorreg om die Here op hierdie manier ook te mag loof en te mag prys en sy goedheid elke dag te mag lewe. Baie hartlik welkom by ons diens vandag, ook almal wat via sosiale media aanskakel by ons erediens vandag. Dis 'n groot voorreg om vir die Here 'n erediens saam te mag hou. My dogtertjie staan hier voor vanoggend, want sy kan nie stil sit in die bank en net sê sy moet die poes maar goed, daar is 'n rede hoekom sy hier staan. Ons gaan ons erediens vandag begin met die voorlees van die geloofsbelijdenis. Kom ons staan en dan bely ons saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Die Here is ons lig en ons redder. Vir wie sal ons dan vrees? Die Here is ons toevlug in die lewe. Vir wie sal ons dan bang wees? Geliefde broers en susters, die Here se genade bly by ons almal, want die Here Jesus Christus onverganklik liefhet. Amen.
Geliefde broers en susters, ons lees vandag saam die woord van die Here uit die Nuwe Testament, die Evangelie, soos wat Lukas dit vir ons weergee. Ons gaan daaruit hoofstuk 8 uitlees. Nou, hou in gedagte dat die gedeelte wat ons gaan saam lees, vorm deel van 'n heelwat groter vertelling in die Evangelie van Lukas. Dit gaan eintlik begin eintlik by die verhaal en die vertelling van die gebeure rondom Jairus se dogtertjie. Jairus was 'n ryk man gewees, 'n man met baie aansien, veral onder die godsdienstige leiers van daardie tyd, en Jairus se dogtertjie raak siek. Jairus het dokters gekry, hy het boereraad probeer, hy het alles aangewend om sy dogtertjie gesond te maak, maar sy bly siek. Sy raak inteendeel net sieker. En ongeag wat die Joodse leiers se gevoel teenoor Jesus is, kom hierdie pa Jairus en hy besef hierdie Jesus kan dalk die verskil wees. 'n Desperate pa gaan staan voor Jesus Christus en hy sê asseblief, my kind is siek, ek het die hulp nodig. En dan kom die boodskap van die huis af. Moenie langer vir Jesus lastigval wat jou dogtertjie is klaar doen. Daardie onvermydelike, daardie diepe val en rou en hartseer het plaasgevind nou. Die nuus is gebreek, jou kind is dood. En dan kom Jesus se antwoord aan Jairus. Kom ons gaan. Kom ons gaan na jou huis, kom ons gaan na waar jou kind op 'n siekbed gelê het. Kom ons gaan na jou kind wat nie meer daar is nie. En dan onderbreek Lukas eintlik glad nie sy vertelling nie. Hy voeg eintlik nog 'n nuance in hierdie vertelling in van iemand anders wat net soos Jairus ook desperaat is. Nou lees ons hier van vers 42 af in Lukas 8. Op pad daarheen, dus na Jairus se huis toe, het die skare Jesus verdring. Onder hulle was daar 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het en reeds alles wat sy besit aan dokters bestee het, maar sy kon deur niemand genees word nie. Sy het van agter af nader gekom en die soem van sy bootjie aangeraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Wie het my aangeraak? Het Jesus gevra. Toe almal dit ontken, het Petrus gesê, meester, die skare dring tog rondom die saal en druk teen my aan. Maar Jesus het gesê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag uit my vloei. Toe die vrou besef dat haar optrede nie ongemerk verbygegaan het nie, het sy bewend voor hom kom neerval. Sy het toe vir die hele volk vertel waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Die Here Jesus sal sê dat van brood alleen sal 'n mens nie leef nie, maar van elke uitspraak, elke woord wat uit die mond van God kom.
van die voetspore wat in die sand gelê het en waar Sondag het ek dan ook oor daardie verhaaltjie gepreek van die voetspore wat ons in die sand aantref. Maar toe ek op die webblad die verhaaltjie lees, was daar ook 'n ander verhaal gewees. En net soos die verhaal van die voetspore is dit 'n hipotetiese gesprek wat plaasvind tussen die verteller van die verhaal en die Here self. Die ander verhaal wat ek lees is ook 'n hipotese, dis nie iets wat werklik gebeur het nie. Dis net 'n vertelling van iemand wat ook met God in 'n gesprek is. Die verhaal begin dan by 'n man wat by 'n uitkykpunt staan op 'n hoë styl afgrond, amper 'n tipe kraans, 'n prentjie wat ek in my gedagtes het. Net iemand staan op hierdie kraans of op hierdie afgrond en hy staan en kyk uit oor die pragtige natuur daar buite. Hy het amper 'n arendsuitsig, soos hulle in Engels sê, 'n eagle's view, oor die bewondering van die natuur wat God daar buite geskep het. Maar dan onverwags gee die klip op die grond waarop hy staan onder sy voete neer. En hier tuimel hy by hierdie afgrond, by hierdie kraans af. Maar gelukkig vir hom, kry hy 'n tak in die hande. 'n Tak wat hier teen die kraans, teen die afgrond groei. En hier hang hy aan die tak. Hier hang hy aan hier by die afgrond van hierdie kraans, iewers tussen hemel en aarde. En aanvanklik probeer hy homself optrek teen hierdie tak om weer bo op die afgrond te kan kom, maar hy kry dit nie reg nie. En dan kom hy agter hoe sy greep op hierdie tak begin verswak. En dan begin roep hy. Hy roep, is daar nie miskien iemand daarbo wat my kan help nie? En dan hoor hy iemand wat hom antwoord. Iemand wat sê, ek is hier. Ek is die Here. En as jy in my glo, kan ek jou help. En dan sê hierdie man vir die Here, ek glo met my hele wese in U. In die verhaal self haal hy eintlik daardie gedeelte van die opsomming van die wet aan. Ek glo met my hele hart en met my hele siel, met my hele verstand en met al my krag glo ek in U. Asseblief, help my, ek is besig om te val. En dan sê die Here vir hom, ek sê jou help. Los die tak. En dan is daar vir 'n oomblik die doodse stilte. En dan roep die man weer, is daar miskien iemand anders daarbo wat my kan help? Nou toe ek die verhaal lees, dan kry ek ook so baie van u 'n glimlag op my gesig. Want hierdie verhaal vertel tipies iets van ons menswees. So baie keer val ons ook by 'n spreekwoordelike afgrond af, as gevolg van gebeure in die lewe. Ons beleef krisis, ons beleef uitdagings, ons beleef probleme. En dan klou ons vas aan die hoop dat ons hierdie probleme en hierdie krisisse, hierdie uitdagings sal kan oorkom. Ons probeer self opklim teen hierdie tak waaraan ons vashou om uit te kom, om weg te kom, om alles weer reg te maak. Ons kom agter, net soos hierdie persoon in die verhaaltjie, dat ons kry dit nie reg nie. En dan begin roep ons ook om hulp, veral wanneer ons agterkom dat ons greep op die lewe is besig om te verswak. Dan roep ons om hulp by vriende, by familie, by instansies, om ons te help in hierdie krisis, hierdie probleem waarin ons tans is. En selfs in ons geloof, as gelowiges, gaan ons na die Here en roep om hulp. En dan is die Here altyd daar. En hy sê altyd, jy glo in my. Nou is jou geleentheid om op my te vertrou. Los die tak. En baie keer, net soos die man in die verhaal, sien ons die kans vir dit. Dit klink logies vanuit ons menslikheid uit, nie reg om hierdie tak te laat gaan. Maar kom ons gestel dat die verhaal het anders uitgespeel. Kom ons veronderstel dat die man in die verhaal het wel die tak gelos en God het hom gered. Sou hierdie verhaaltjie dan werklik nog steeds impak gehad het wat dit het? Of sou ons ook maar gesê het, ons weet God red. Ons weet God help. Ons weet God sal ons vang wanneer ons val. Ons het geweet God sal vir daardie man ook in die bres steek en sal hom ook red
as hy die tak los. Dan het die verhaal eintlik maar net uitgespeel soos wat ons verwag het, want ons glo God red en God help. En dis eintlik die verhaal wat ons dan nou vandag saam gelees het. Die verhaal van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Hier in Lukas 8 lees ons van die vrou wat hierdie bloedvloeiing probleem het. In die moderne mediese wetenskap vandag is dit nie 'n unieke probleem wat sy beleef nie. Daar is baie vrouens vandag nog steeds wat hier aan hierdie kwaal ly waaraan sy het. Sy het heel waarskynlik menstruele probleme. En vandag het ons pilletjies vir dit, maar in haar tyd was dit nie heeltemal so gewees nie. Hierdie vrou het 'n fisiologiese probleem. Hierdie probleem het 'n klomp probleme, fisiologiese probleme vir haar veroorsaak. Allereerst sou sy heel waarskynlik konstant moeg gewees het. Die oomblik wanneer 'n mens bloed verloor, dan tap dit jou energie, dan raak jy moeg, so sy sou permanent moeg gewees het. Sy sou heel waarskynlik konstant in pyn gewees het, as gevolg van die fisiologiese probleem wat sy het. Pyn op haar maag, heel waarskynlik pyn in haar sye, maar sy sou permanent pyn gehad het. En natuurlik die grootste fisiologiese probleem wat hierdie vrou sou beleef het, is die feit dat sy kinderloos sou wees. As gevolg van haar toestand, sou sy nooit kinders in die wêreld kon bring nie. En in 'n wêreld waarin onvrugbaarheid beskou word as 'n straf, sou hierdie fisiologiese probleem ook vir haar emosionele probleem geword het. Want die wêreld waarin sy leef, sou haar baie duidelik laat verstaan het, dat jy is waardeloos. Jy is goed vir niks. Jy beteken vir die wêreld absoluut niks. So die fisiologiese, maar ook emosionele las, sou sy op ons skouers gedra. En dan praat ons nie eers van die geestelike uitdagings, wat dit ook oor haar pad sou gebring het. En dan volgens die reinheidswette is 'n vrou in haar maandstonde onrein. Dit beteken hierdie vrou is permanent van haar lewe onrein. En as jy onrein is, kan jy nie in God se tempel kom nie. Mag jy nie met God in jou onreinheidstoestand praat nie. So hierdie vrou kon nie haar probleem met God bespreek of aan God oordra. Hierdie vrou leef in 'n wêreld waar sy niks is. 'n Wêreld wat haar permanent sal herinner daaraan dat sy eintlik 'n weggooi mens is. En op dieselfde geestelike vlak van onreinheid, so dit vir haar 'n klomp sosiale probleme ook veroorsaak. Dan volgens die reinheidswette kan sy iemand onrein maak deur aan hulle te raak. Selfs met hulle te praat, kon iemand anders onrein maak. So hierdie vrou sou nooit 'n vriendin gehad het met wie sy haar hartseer en haar frustrasies en haar pyn kan deel nie. Sy kan dit nie eers met God deel nie. Hierdie vrou moet hierdie las alleen dra. En dis menslik dat hierdie las vir enige iemand te swaar gaan raak. En daarvan lees ons dan ook in vers 43, wanneer ons lees dat hierdie vrou het alles wat sy besit het, verkoop. En die geld spandeer aan dokters om haar situasie te verander. Sy het al die alternatiewe opsies oorweeg, maar daar was niemand wat haar kon help. Kom ons plaas hierdie verhaal wat ons al gelees het in Lukas 8, binne die verhaal van die man wat by die afgrond afgeval het. Hierdie vrou hang daar aan die tak van haar bloedvloeiing, aan die tak van haar probleem wat sy het, aan die tak van die verskeidenheid probleme wat hierdie een probleem in haar lewe veroorsaak. Sy het self teen hierdie tak probeer opkom deur alles te verkoop en die geld aan dokters te spandeer. Ek sê geld. Hierdie swaar las op haar skouers raak vir haar so swaar dat sy voel hoe sy haar greep op die lewe besig is om te verloor. En dan groot die verhaal vertel het self nie, maar iewers het die Here haar dood raak gesien. In die konteks van hierdie hele Lukas 8 verhaal het die Here heel waarskynlik by monde van die Heilige Gees na haar toe gegaan en gesê, daar is my seun. Hy kan jou help. Hy kan jou red in hierdie situasie waarin jy tans vasgevang is. Raak net
aan hom. En dan lees ons die teendeel van die verhaal van die man wat van die krans afgeval het. Sy roep nie vir 'n alternatief nie. Sy los die tak. In geloof, wat gaan sy daar die tak? Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, almal van ons het vandag hier sit. En as ek sê almal, bedoel ek almal. Beleef dalk vandag, of het al op een of ander stadium in jou lewe daardie gevoel beleef, iewers tussen hemel en aarde, aan 'n tak. Almal van ons beleef krisisse, uitdagings, probleme en omstandighede, wat vir ons 'n klomp hartseer, 'n klomp pyn, 'n klomp teleurstelling en selfs 'n klomp vrees in ons lewens veroorsaak. Miskien sit jy vandag hier, en miskien klou jy vandag vas aan daardie tak van hartseer. Hartseer oor 'n geliefde wat nie meer vandag daar is nie. Hartseer oor gebeure wat plaasgevind het in jou gesin, of in jou familie, of in jou vriendekring. Hartseer oor jou eie, of 'n geliefde se gesondheid op hierdie stadium. Miskien klou jy vandag vas aan daardie tak van teleurstelling. Teleurstelling oor 'n verhouding met 'n vriend, 'n vriendin, 'n kind, 'n familielid wat skeef geloop het. Teleurstelling oor 'n huwelik wat ons op die rotse is. Teleurstelling oor verkeerde keuses wat jy in jou lewe gemaak het. Dan klou jy vandag vas aan 'n tak van verwyte. Verwyte oor die foute wat jy in die verlede gemaak het. Verwyte oor daardie verskoning wat jy nie aangebied het. En nou is dit te laat. Verwyte oor die liefde wat jy nie gegee het. Op daardie stadium nie. Dan sit jy vandag hier, klou jy vas, 'n tak van vrees. Vrees oor jou finansies. Dalk vrees oor jou toekoms. Dalk vrees oor jou en jou gesin se veiligheid. Geliefde broers en susters, hoe langer ons vasklou aan daardie tak, hoe minder houvas het ons op daardie tak. En vandag kom die Here vandag oor na ons toe. Vandag kom sê die Here vir elkeen van ons, los daardie tak. Jy sit vandag hier, want jy glo met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag in God. Maar die verhaal gaan nie oor of God kan red of nie kan red. Die verhaal gaan daaroor, vertrou jy op die Here? Glo jy dat hy die verskil is? En vertrou jy dat hy die verskil in jou lewe sal wees? Die vrou in ons verhaal in Lukas 8 het die tak gelos. En sy het daar nie te plekke geval nie. Inteendeel, haar probleem het soos mis vir die son verdwyn. Dis die God wat ons ken. En die oomblik wanneer sy die tak los en die Here haar hand vasgryp, dis die oomblik wanneer sy waarlik verlos is. Liefde broers en susters, die oomblik wanneer ons in ons geloof uitreik, ons hand uitsteek na die Here Jesus Christus, dan lees ons hier in vers 46, dan vloei daar krag uit die Here. Daardie krag vloei in ons. Vertroostende krag, genesende krag, verlossende krag. Glo jy met jou hart, jou siel, jou verstand, met al jou krag in die Here, in die vermoëns van God, en die selfs meer indringende vraag volgende: vertrou jy? Los die tak waarin jy vandag vasloop. Moenie langer soek en langer roep vir alternatiewe opsies nie, of alternatiewe oplossings op die probleme waarmee jy vandag worstel. Raak in jou geloof die Here Jesus Christus.
Luister na die opdrag van die Here en los die tak. God wil vir jou 'n permanente oplossing wees. God wil jou trane afdruk. God wil jou krag gee. God wil jou bemoedig vir elke dag en daagliks die lewenspad saam met jou stap. Wanneer jy val, wil hy jou optel. Wanneer dit vir jou voel asof jy tussen hemel en aarde iewers hang en die lewe nie meer sin maak, wil God daardie sin in jou lewe wees. Los hoe dat dan. Vertrou op die Here. Hy sal jou vang. Amen. Lieve broers en susters, kom ons bid. Here, ons Here, hoe wonderlik is dit nie om op hierdie Sondagoggend U naam te mag aanroep nie. Want Here, hier leef ons in hierdie wêreld wat stikkend is. 'n Wêreld wat besaai is met hartseer en pyn. 'n Wêreld wat so bekend is met krankhede, met kwade, met vernietiging. Ons roep na U, Here, hier vanuit 'n wêreld wat so baie keer geneig is om alternatiewe opsies vir ons op die tafel te plaas. Maar alternatiewe opsies wat nooit werk nie, wat nooit help nie, nooit vir ons oplossing is nie. Hier, Here, kom ons vandag na U toe. Hier, Here, hang ons elkeen vandag met aan ons eie tak en ons roep na U om ons te help. Here, U antwoord is eintlik eenvoudig. Los die tak en vertrou. Here, ons bid dat U deur U Gees elkeen van ons se gemoed sal versterk. Elkeen van ons se geloof wat ons elke dag aan U bely, ook sal ophelder en verhelder in ons lewens, sodat ons alleenlik op U sal vertrou. En weet, Here, dat ons eie swakke menslike pogings, ons eie roepe na hierdie wêreld is te vergeefs. Ons kan net luister na U sagte fluisterstem. Here, daarom wil ons vandag vir dankie sê. Dankie, Here, daardie liefde wat altyd by ons is en die liefdevolle manier waarmee U ons elke dag vashou. Dankie, Here, vir die genade wat eindeloos is. Selfs wanneer ons uit menslikheid sondig, wanneer ons wegdwaal van U af, wanneer ons lewens self wil beheer, dan is U altyd 'n genadige Vader wat wag op ons terugkeer. Daarom kom ons vandag terug na U toe, om in hierdie liefde en in hierdie genade te mag lewe en op daardie manier U goedheid van versorging, troosting en van bemoediging elke dag te beleef. Ons kom bid vandag, Here, vir elke lidmaat hier teenwoordig. U ken ons lewens, U ken die uitdagings wat ons daagliks in die gesig staar. U sien die krisisse raak waarmee ons worstel. Ons gebed is, Here, lei ons, druk ons om op U te vertrou, om ons lewens aan U toe te vertrou en te weet, U is ons redding, U is ons lig, U is die een altyd uitkoms bied. Ons bid hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit enigstens verdien nie, nie omdat ons enige meriete aanspraak daarop het nie. Ons bly in die naam van Jesus Christus, hy wat altyd sy hand na ons uitgesteek het. Amen. Liefde broers en susters, as 'n slotsom sing ons lied 519. Ons gaan al 4 die verse van die lied soms in 4 kort versies. 4 kort versies waarin die Here dan self ook tot ons praat. Waar die Here self met ons 'n gesprek het en ons sê, ek ken jou, ek ken jou omstandighede. Ek sien die storms in jou lewe raak. Ek sien die krisisoomblik in jou lewe. Ek wil vir jou daardie God wees. Daardie God wat jou verlos. Daardie God wat jou hand vashou. Daardie God wat jy val. Kom ons sing as 'n slotsang die 519, ons sing al 4 verse.
jy gaan in sy vrede. En die vrede van God, wat alle begrip en alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Amen. Broers en susters, ek dink die eerste afkondiging